Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 19 November. Beskeie held. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie te leer en u woord te bestudeer. Seën asseblief hierdie studie, ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Aan weerskante van die boek Josua se lang lys plekname waarmee die onderskeie stamme se grondgebied destyds fisies afgebaken is, het ons die toekenning van grond aan die twee geloofshelde, Caleb en Josua, wat deel van die eerste verkenning van Kanaan was. Caleb ontvang sy erflating eerste en Josua syne laaste. Tot hiertoe is grondgebied onder leiding van Josua aan die ander stamme van Israel toegeken. Die tyd het egter nou aangebreek vir die volk om Josua sy erflating te skenk. Lees Josua 19 vers 49 tot 51. Let op die feit dat die groot leier van Israel, wat seker gemaak het dat almal hul deel van die beloofde land kry, sy gedeelte heel laaste ontvang het. Wat impliseer dit? Ons lees Josua 19 vers 49 tot 51. Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis geheel verdeel het, het die kinders van Israel aan Josua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee. Op bevel van die Here het hulle hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat Serach op die gebergte van Efraim, en hy het die stad opgebou en daarin gaan woon. Dit is die erfdele wat Eliezer, die priester, en Josua, die seun van Nun, en die familiehoofde aan die stamme van die kinders van Israel as erfenis uitgedeel het deur die lot, in Silo, voor die aangesig van die Here, by die ingang van die tent van samekoms, en hulle het die verdeling van die land beëindig. Josua 19 vers 49 tot 51. Josua ontvang hier die stad Timnat Serach. Die naam bestaan uit twee woorde. Die eerste, Timnat, is afgelei van die werkwoord mana. Mana beteken om te tel of toe te wys of af te weeg. Timnat beteken dus porsie of stuk grond. Die tweede woord in die stad se naam kan van die Hebreëse werkwoord sera afgelei word, wat oortolligheid of oorskiet beteken. Die naam van die stad wat Josua ontvang het, kan derhalwe as die oorblywende gedeelte of as die oorblywende grondgebied vertaal word. Die naam van hierdie stad wat Josua uit die oorblywende grond in Kanaan gekies het, getuig van die edel karakter wat Israel se tweede leier gehad het. Ten eerste wag hy totdat almal hul deel ontvang het. Ten tweede kies Josua nie een van die digbevolkte gebiede in Kanaan as sy erflating nie, ook nie een van die mees indrukwekkende stede nie. Nee, hy kies 'n beskeie stad. Dit is 'n stad wat moontlik in puin gelê het, wat hy derhalwe met baie moeite sou moes herbou volgens Josua 19 vers 50. Wat meer is, Timnat Serach was naby Silo, wat op die beerd in die omgewing van die tabernakeltent geleë was. Dit toon wat voorrang in Josua se lewe geniet het, wat sy hartsbegeerte was. Nadat die nuutgebore volk tot in die beloofde land gelei is en daar met God se hulp seker gemaak is dat elke stam en gesinsgroep hul erfporsie ontvang het, sou Israel geensins kapsie maak teen Josua se versoek vir 'n meer indrukwekkende erfporsie nie. Tog was Josua tevrede met eenvoud, 'n bestaan wat om die belangrikste ding in die lewe gedraai het. Op die wyse is hierdie godsman 'n vergestalting van Dawid se bede in Psalm 27 vers 4 wat lees in die Afrikaanse 2020 vertaling. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef,
om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Psalm 27 vers 4, Afrikaans 2020 vertaling. Watter lesse kan jy uit Josua se houding put? Hoe kan jy dit op jou eie lewe toepas?